kyk vandag hoe die antieke Joodse verloving gewerk het voor die huweliksnag. En ons kyk ook hoe die verhaal van Josef en Maria met die swangerskap voor die huwelik binne hierdie wetlike raamwerk gepas het. In die Bybelse tyd het die pad na die huweliksnag deur 'n baie streng wetlike proses gegaan. Dit het uit 2 fases bestaan. Die verloving of heiliging, kedushin, en dan die finale huweliksseremonie, nisuin. Die verloving was nie soos vandag se verloving waar mense maar bloot net 'n ring aangesit het en beloof het hulle gaan een of ander tyd trou nie. Gewoonlik vandag is dit ook maar die oop deur om saam te gaan woon en saam te bly, maar in daardie dae het dit nie so gewerk nie. Dit was die wetlike sluiting van die verbond. Selfs al het die paartjie nog nie saam gewoon of fisiese omgang gehad nie. Die bruidsprys, die moar, die bruidegom moes 'n prys aan die bruid se vader betaal. Dit was nie 'n kooptransaksie nie, die man het nie die bruid by haar vader gekoop nie. Maar dit was 'n wetlike kompensasie vir die verlies van 'n dogter se arbeid. Onthou, die vrouens het in die lande gewerk. Die vrouens het hard gewerk. En dit is net die kompensasie vir die verlies van die dogter se arbeid en as 'n sekuriteitsdeposito vir die bruid se toekoms. Die verbondskontrak, ketubah, 'n geskrewe dokument is opgestel waarin die bruidegom beloof het om die bruid te versorg, te voed en te beskerm. Dit het ook die wetlike regte aan die bruid uiteengesit indien die man sou sterf of van haar sou skei. Ons kyk na die maaltyd aspek, die wynbeker. Die bruidegom het 'n beker wyn geskink en dit vir die bruid aangebied. Indien sy die beker geneem en daaruit gedrink het, het sy sy huweliksaanbod amptelik aanvaar en die man het verklaar, jy is vir my geoormerk. Wat beteken het, sy is vir die bruidegom afgesonder en geheilig volgens die wet van Moses. Die scheidingstyd na hierdie seremonie het die bruidegom na sy vader se huis teruggekeer om 'n blyplek vir sy bruid voor te berei. Dit was dikwels 'n nuwe kamer wat aan die vader se huis aangebou was. Hierdie tydperk het gewoonlik 'n jaar of 2 jaar geduur. En die bruid het by haar ouers gebly en haarself voorberei en haarself maagdelik bewaar vir die bruidegom, vir die huweliksnag. Nou gaan ons kyk na die verhaal van Josef en Maria binne hierdie wetlike raamwerk. Wanneer ons hierdie antieke verbondstruktuur verstaan, is dit vir ons waardevolle kennis van die verhaal van die geboorte van Jesus Christus. En ons sal met nuwe oë daarna kyk. Die wetlike status van die swangerskap. Matteus 1 vers 18. Terwyl sy moeder Maria verloof was aan Josef, voor hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. Omdat hulle in die verlovingsfase was Maria reeds wetlik Josef se vrou. Die huweliksverbond was reeds gesluit, maar dit was nog nie bekragtig nie. En die feit dat sy swanger was voor hulle saamgekom het, was volgens die antieke wet 'n baie
groot, 'n baie ernstige probleem. Sy was swanger voor die huweliksverbond bekragtig is. Dit was 'n baie groot wetlike probleem en dit was ook 'n baie groot skande. Dit het gelyk asof sy die verbond verbreek het deur egbreek te pleeg tydens haar wagperiode. Josef se probleem daarmee, die stille egskeiding. Matteus 1 vers 19 verduidelik vir ons Josef se reaksie daarop. Matteus 1 vers 19. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en haar nie in die openbaar tot skande wou maak nie, het hom voorgenem om in die geheim van haar te skei. Waarom moes hy van haar skei? Omdat hulle wetlik getroud was. Sy het die verbondsbeker geneem en sy daaruit gedrink, die verbond is gesluit, maar nie bekragtig nie. En volgens die wetlike aspek van die verloving, kon hy nie dood eenvoudig net die verloving verbreek en dit beëindig nie. Hy moes wetlik van haar skei en aan haar 'n skeibrief oorhandig. Hy moes 'n amptelike, wetlike skeidingsbrief gee. As 'n regverdige man kon hy nie bloot net maak asof daar niks fout is nie, want die wet het vereis dat die getuienis van die maagdelikheid, die laken met die bloed, op die huweliksnag gelewer moes word. Sonder daardie laken met bloed sou sy as 'n oortreder beskou word op die huweliksnag. En indien hy haar in die openbaar aangekla het by die oudstes van die volk, dan kon sy gestenig word, volgens Deuteronomium 22 vers 20. Maar as hierdie woord waarheid is, die maagdom is aan die dogter nie gevind nie, dan moet hulle die dogter na die deur van haar vader se huis uitbring, en die manne van haar stad moet haar stenig, dat sy sterwe, omdat sy 'n skandaad in Israel begaan het. Dit was 'n baie ernstige saak. En omdat Josef baie lief was vir haar, besluit hy om dit in die geheim te doen. Maar die engel van die Here het in 'n droom aan Josef verskyn om die wetlike situasie te herstel, in Matteus 1 vers 20. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En Josef het die engel van God geglo en hy het God geglo en die hele situasie beredder. Hoe het hy dit gedoen? Hy het die finale fase van die huwelik onmiddellik voltrek deur Maria in sy huis in te neem om haar teen die skande en teen die kinderstories van die gemeenskap te beskerm. Matteus 1 vers 24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. Nou kon die oudstes van die volk niks aan haar doen nie, want Josef neem haar in sy huis en volgens die wet was die huwelik nou amptelik voltrek. Maar hy het God geëer deur haar maagdelikheid te bewaar, Matteus 1 vers 25, en hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. Josef het doelbewus gewag met die fisiese voltrekking, die bekragtiging van die huwelik op die huweliksnag, deur die sny
van die maagdevlies tot na Jesus se geboorte. Dit het verseker dat Jesus in 'n absolute reinheid gebore is sonder enige menslike toedoen. En dat die profesie van Jesaja 7 vers 14 vervul sou word. Jesaja 7 vers 14. Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Geliefdes, hierdie teks is letterlik en wetlik onbetwisbaar vervul. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die Nuwe Testament sê Immanuel beteken God met ons. Prys die naam van die Here. Nou gaan ons kyk hoe Jesus se belofte in Johannes 14 hierby aanpas. Johannes 14 vers 2. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Nou vir die oningeligte mens het hierdie woorde geen betekenis nie. Maar vir die disippels wat groot geword het met die Joodse verlovingskultuur, was hierdie woorde die amptelike huweliksbelofte van die bruidegom. Ek gaan om plek te berei, dan kom ek terug om jou te kom haal. Dit was die belofte van die bruidegom aan die bruid. Jesus volg hierdie presiese stappe van die antieke verloving wat ons ook verlede week ook bespreek het. In die eerste plek is die bruidsprys, die mohaar, is betaal. Jesus het aarde toe gekom om vir hom 'n bruid, naamlik die kerk, te kom uitsonder. Hy het die bruidsprys betaal, nie met silwer of goud nie, maar met sy eie kosbare bloed aan die kruis van Golgotha. 1 Petrus 1 vers 18. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Geliefdes, ons is gekoop deur die kosbare bloed van Christus. Hy het vir ons die bruidsprys betaal, die verlossingsprys het hy betaal, sy eie kosbare bloed. Die verbondsmaaltyd, die wynbeker, by die laaste avondmaal het Jesus die beker geneem en dit vir sy disippels gegee. Die oomblik toe die disippels die beker neem en daaruit drink, was dit die aanvaarding van die huweliksaanbod en die huweliksverbond was verseël. Vanaf daardie oomblik was hulle vir die bruidegom afgesonder. Matteus 26 vers 29. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wingerdstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. Jesus sal met niemand anders 'n verbond sluit nie. Jesus was afgesonder vir sy bruid en sy bruid was afgesonder vir hom. Dit is presies wat die Joodse bruidegom gedoen het gedurende die skeidingstyd of die wagperiode. Die oomblik
wanneer ons die nagmaalbeker neem en ons daaruit drink, aanvaar ons Jesus se huweliksaanbod. Daarom sê hy, as jy nie van hierdie beker drink, of van my vlees eet nie, het jy geen deel in my nie, want jy het nie die huweliksaanbod aanvaar nie. Maar die oomblik wanneer ons neem en ons drink, dan aanvaar ons die huweliksaanbod en dan is ons vir hom geoormerk. Ons is vir hom afgesonder tot in die tyd wanneer die bruiloft van die lam gaan plaasvind. Openbaring 19 vers 7. Laat ons bly wees en ons verheer en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Prys die Here. Hy sê vir ons in Johannes, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het, hom nie aantrek. Nou skryf hy, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. Salig is die wat die Vader aantrek. Salig is die wat die Here sy woord vir hulle oopmaak. Salig is hulle wat die woord van God aanneem en antwoord daarop en sê, ja Here, ek wil. Salig is die wat die beker neem en drink en sê, Here, ek wil met u verloof. Here, ek wil met u verloof tot in ewigheid. Ons kyk na die bou van die woning. Jesus sê, ek gaan om vir julle plek te berei. Net soos die Joodse bruidegom na sy vader se huis teruggekeer het om 'n vertrek aan die hoofhuis van sy vader vir sy bruid te bou. Net so het Jesus opgevaar in die hemel na sy vader se huis om ons ewige woning gereed te kry. Om vir ons 'n woning in die hemel te gaan gereed maak. En daarna volg die wagperiode. Op die oomblik leef die kerk in die wagperiode, die tyd van afsondering, die tyd waar ons vir die Here geoormerk is, die tyd wat ons afgesonder is vir die bruidegom. Die opdrag is om onsself rein te hou soos 'n rein maag en gereed te wees vir die koms van die bruidegom. Ons weet nie wanneer dit presies gaan plaasvind nie, die dag en die uur, die weet ons nie. Net soos die antieke bruid nie geweet het watter nag die bruidegom sal kom om haar te kom haal nie, net so weet ons nie wanneer die basuine gaan blaas en die hemele gaan oopgaan en die Here gaan kom om sy bruid te kom haal nie. Ons kyk na die wederkoms, die huweliksfees. Jesus sê in Johannes 14 vers 3, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Wanneer die hemelse woning gereed is, sal Jesus terugkeer met die blaas van die basuin. Dit is die tradisionele Joodse aankondiging dat die bruidegom op pad is. Die vriende van die bruidegom,
blaas op die pasuin en sê die bruidegom kom, die bruidegom kom, en so sal dit ook wees wanneer Jesus terugkeer. Die pasuine sal sy koms aankondig, die pasuine sal blaas en sê die bruidegom is op pad om sy bruid te kom haal. Hy sal sy bruid opneem na sy Vader se huis vir die finale voltrekking van die huwelik. En die groot huweliksfees, die bruilof van die lam. En daarna volg die ewige verbondsmaaltyd en al die heerlikheid van God tot in alle ewigheid. Prys die naam van die Here, halleluja. Wie sien uit daarna? Amen, prys die Here. Ons kan nie wag dat die hemele gaan oopgaan en die pasuine van God gaan blaas en die bruidegom gaan kom om sy bruid te kom haal en ons uit hierdie wêreld te verlos van al hierdie wêreldse verdrukking en vloek wat op hierdie wêreld aangaan nie. En in die tyd waarin ons leef vandag, word dit elke dag net moeiliker en swaarder. Elke dag word 'n stryd, is 'n stryd teen die duiwel elke dag om staande te bly, om as oorwinnaar te leef, om jouself afgesonder te hou en te wag vir die bruidegom. Prys die naam van die Here, mag die Here u ryklik seën. Amen.